Ek is van Senekal, daar in die middel van die Vrystaat. Ek en my vrou, ons het self 3 kinders, 4 kleinkinders. En ja, dis vir ons lekker om sommer net saam met julle te kuier vanaand. Ons sal lekker prakties raak vanaand in die woord kyk, wat hierdie kosbare dag, wat ons hemelvaart noem, vir ons beteken, elkeen van ons. Ek wil graag vir u lees in Handelinge, kosbare woord opgeteken in Handelinge 1, daar gaan ons lees vanaf ek wil Handelinge 1 lees vers 8 tot 11, is in my bladsy, in my Bybel bladsy 136, ek lees in die 33 vertaling. Hy sê dan in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle gekom het, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy het gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog so stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat vir julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou geliefdes, vanaand as ons kyk na die eerste ding is wat ons die vraag sou vra, dat hy het opgevaar hemel toe, hoekom die hemelvaart? Ek dink die eerste ding wat ons kan leer vanaand is seker vir my so belangrik, dat die werk waarvoor hy gekom het, en dit wat hy moes doen, is die eerste punt, hy het dit afgehandel. Hoekom het hy opgevaar? Dit waarvoor hy gekom het, en waarvoor het hy gekom? Hy het gekom om vir u en vir my, en vir elke mens, met hom te versoen. Hy het gekom om die sonde af te reken. Die mooiste ding hoor ek nou, eendag wat iemand sou sê, weet jy wat, Jesus het nie gekom vir sonde nie, hy het gekom omdat hy vir ons lief is. Die dryfkrag, die motivering hoekom hy gekom het, is hy wil met sonde afreken, hy wil daai skeidsmuur wat tussen my en u was, het hy kom afbreek, sodat ons met hom versoen kan wees. So die eerste ding wat hemelvaart vir my en jou beteken, wat ek sal neerskryf as iemand my vra, hoekom is die hemelvaart, moes hy opvaar? Ja, hy moes opvaar, hoekom? Want hy het uitgeroep aan die kruis, tetelestai, dis volbring. Dit waarvoor ek gekom het, dit waarvoor ek my lewe afgelê het, is nou afgehandel. Ek kan nou teruggaan na my Vader toe. So ons eerste belofte, hy het sy werk afgehandel. En wat was daardie werk? Vergifnis van al ons oortredinge. Om klaar te maak met alles wat tussen my en jou gestaan het. En hy hou ons nie dop elke dag as ek en jy weer val of ons foute maak nie. Iemand het nou die mooiste uitdrukking. Hy vra vir 'n mamma wat die hele tyd bekommerd is, sy sê, jou kind wat klein is, 'n toddler, voordat jou kind geloop het. Hoeveel keer het jy getel? Kan jy vir my sê hoeveel keer jou kind geval het voordat hy uiteindelik kon loop? Mamma sê, nee, waarvan praat jy? Wie tel dit nou? Sê, wie wat saak maak is nie die val nie, maar wat saak maak is dat daar 'n dag is wat ek en jy opstaan en ek en jy kan loop. En ek en jy kan, hoor die mooiste, kan wandel in 'n liefdesverhouding met 'n lewende God. Toe ek dit ontdek het, want vir jare het ek die Bybel gelees uit 'n godsdiens agtergrond. En ek het die hele tyd, ek moet net vir die Here iets doen, en God kyk net, hoe kan hy my straf en alles, totdat ek die dag ontdek het, God het my geskape vir 'n liefdesverhouding. Ek sal nooit vergeet, ek doen eendag 'n manneontbyt en hier heel voor sit 'n ou oomie, hy's 85 jaar oud, en ek vra 'n paar keer die vraag, voor ek die antwoord gee, hoekom het God my jou geskape? Weet jy wat, en net voor ek die antwoord kon gee, het die oom vir 'n oomblik nie besef, hy sit in 'n groot gehoor nie, en hy sê kliphard hiervoor, ek slok like om te weet. Uit sy hart uit. Hy's 85 jaar oud en hy het nog nooit ontdek, dat God het hom geskape, omdat hy lief is vir hom, omdat hy verhouding met hom verlang. En daarom vir my en vir jou vanaand is dit so belangrik. So die eerste ding is, hy het gekom omdat sy werk afgehandel is, omdat hy ons onskuldig kon verklaar het, dat hy met sonde afgereken het. Die tweede ding is, wat hy gesê het, hoor mooi wat sê in Johannes 14, vers 1 tot 3. Dit is vir my so mooi as ons net so 'n bietjie terugblaai. Wat sê hy vir ons, Johannes 14, en dis 'n ontsettende troos hierdie. Die tweede ding wat hy kom doen het, hoor mooi, hoekom hy opgevaar het, is die tweede rede, Johannes 14, vers 1, 2 en 3, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei.
As ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sê julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die tweede rede is wat? Hy gaan om vir my en vir jou 'n plek te berei. Hy moes opvaar om wat te gaan doen, om vir ons 'n plek te berei. Is dit nie wonderlik nie? Wie wat se troos bring dit? Iemand wat miskien vanaand hier sit wat sê, "Jo, ek het 'n geliefde in die dood afgestaan en ek verlang so na daardie geliefde." Of iemand wat dalk vanaand hier sit en sê, "Sjoe, as ek werklik eerlik is met myself, sit ek nog met 'n stuk vrees vir die dood." En hierdie skrif gee vir my en jou troos, dat ek en jy eendag, as ons saak met die Here reg is, en jou geliefde, wat nie meer hier is nie, gaan ons hulle weer ontmoet, vir ewig en ewig in hiernamaals. En dan die goeie ding is, ek en jy hoef nie bang te wees vir die dood nie. Want weet jy wat Jesus sê, hy het vir ons gaan plek berei. En ek en jy kan ons gereed maak, om met hom te ontmoet. So die tweede ding wat hy kom doen het, hy het vir ons 'n plek gaan berei. Wow, is dit nie goeie nuus nie? Hierdie evangelie is net goeie nuus. Toe ons dit oor die derde ding wat hy gedoen het, hoor mooi wat sê die skrif. Die derde ding is, hy sit vandag aan die regterhand van God sy Vader, om wat te doen? As advokaat, om voorspraak te maak vir my en vir jou, by God die Vader. As ek en jy val, dan sê hy, Vader, ek het betaal vir dit. My bloed het gevloei, my liggaam is verbrysel, sodat elkeen van ons weer kan opstaan en kan terugkom in hierdie liefdesverhouding met God. Is dit nie pragtig nie? So hy is nie verniet daar nie. En baie interessant, ons lees altyd, ons weet almal hy sit in die regterhand van God, maar daar's een plek wat sê hy het gestaan. En baie keer lees ons en ons mis dit. Dit is sommer net so terloops. Weet jy wanneer? Daar's een plek in die Bybel wat baie duidelik in Handelinge skryf. En Jesus Christus het gestaan aan die regterhand van God. Wanneer was dit? Dis die oomblik toe hulle sy geliefde Stefanus met klippe doodgooi het. En toe hulle hom stenig het hy sterf, en toe hy sterf en hy sê, in u hande gee ek my gees oor, was dan nog so aangrypend geskryf. En Jesus Christus het gestaan aan die regterhand van God. Sien jy die prentjie, hoe sê hy, kom die plek wat ek vir jou berei het. Jy het gestaan vir die waarheid, jy het nie ingegee nie. Hulle het jou doodgemaak vir die waarheid, ek is so trots op jou. En hy het gestaan aan die regterhand van God. Maar verder staan hy sit aan die regterhand van God, waar hy intree vir my en vir jou. Dis die derde ding van hemelvaart wat ek sal neerskryf, of met iemand sal praat, hulle sê, hoekom het Jesus gekom om te wat? Hoekom hemelvaart vir jou? En dan die vierde ene, hierdie is vir my 'n baie spesiale ene. Die vierde ene, Johannes 16, lees ons, die hele Johannes 14 en 16 is vol van dit, maar ek wil sommer net so een versie lees, Johannes 16 vers 7 sê hy so kosbaar. Maar ek sê julle die waarheid, maar ek sê vir julle die waarheid. Hoor hierdie ene, dis, nou hierdie is eintlik, ek het self al baie so geredeneer, en miskien nie so geredeneer, ek praat met my vrou daaroor, ek sê, sou dit nie wonderlik gewees het, om in daai tyd te kon leef? Hoekom het Jesus gekies dat u en ek 2025 moet leef? Jy's hier moet leef in Suid-Afrika en jy's in Standerton moet leef. Sou dit nie lekker gewees het in daai tyd, toe Jesus op die aarde gewandel het, om saam met hom met die skare te wees, by die bergpredikasie gesit het, of saam gewandel het en al die wonderwerke te sien geplaasvind nie? Dink jy nie, daai ouens is meer bevoorreg nie? Nou sê Jesus, hoor mooi, hy sê, dis vir julle baie voordelig dat ek opvaar. Is dit nie mooi nie? Hoor, kom ons lees hoekom. Hoor wat sê in Johannes 16. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggegaan het nie, sal julle die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Hy praat hier van Heilige Gees. Hy sê, dis voordelig vir ons wat vandag leef in 2025. Die wonder van dit is, wat ek en jy vanaand moet vasgryp in ons harte. Dit was voordelig, sê hy, dat hy opgaan, want as hy opgaan, gaan hy Heilige Gees stuur. Die derde deel van die drie eenheid, God die Vader, God Seun Jesus Christus en God Heilige Gees. En die wonder van die Heilige Gees, hy is alomteenwoordig, hy is altyd by ons. Daar's 'n skrif in Johannes 14 wat sê, hy is by ons, hy's in ons en hy's by ons. So ek en jy is van vanaand af, dat ek en jy sal besef, ek en jy is nooit ooit alleen nie.
Heilige Gees is by ons. En dis hoekom hy sê, hy weet ons het emosie. Hy het ons geskape met emosie. Ons word baie bly, maar ons word ook baie keer baie hartseer, of miskien gespanne, of wat ook al, of ons voel of ons wil hoop verloor. En daarom wil ek vanaand vir u sê, die belangrikste van alles is dat ek en jy moet weet, dat Jesus het opgevaar, en hy het vir ons Heilige Gees gestuur. Hy is vanaand hier. Hy is ook by elkeen van julle se huise. Hy is ook by elkeen van julle se geliefdes. Selfs oor see, waar hulle ook al is, hy is all over. Hy is alomteenwoordigheid. En weet jy wat jy wonder? Hy is 24 uur beskikbaar. Maar ek en jy moet vanaand bewus word van dit. My grootste krisis in my lewe, ek het groot geword. Ek het baie preke in my lewe gehoor, die meeste preke in my lewe oor Jesus. Uit die evangelie, seker omdat hy kom wandel het op die aarde, kon ons maklik identifiseer met sy boodskap. Ek het boodskappe gehoor, minder gehoor, maar ek het kosbare boodskappe gehoor oor die Vaderhart van God. Maar ek het groot geword in my lewe en baie min gehoor oor boodskappe, oor die trooster oor Heilige Gees. En die dag toe ek my hand in God se hand gesit het en ek is weergebore, when I was born again, het daar iets in my lewe verander. En ek sal nooit vergeet nie, ek het die voorreg gehad om eendag te sit, waar 'n Engelsman daar uit Engeland het hier kom bedien, en ek het in die gehoor gesit, en hy het vir 'n uur lank gepreek oor die persoon van die Heilige Gees, en sy tema was, make room for the Holy Spirit in your life. Hy het dit 50 keer, 100 keer gesê daai dag, en hy het die volgende gedoen. Elke keer het hy die volgende gedoen. En dit het by my vasgesteek. Make room for the Holy Spirit in your life. En ek wil vanaand dit vir u gee. Voordat u ooit weer 'n besluit neem, voordat u 'n finansiële besluit neem, voordat u daai ding koop, doen net die volgende. Heilige Gees, trooster, wat sê u? Het ek dit nou nodig? Kan ek dit bekostig? Voordat jy in 'n argument ingaan, in 'n huwelik, met jou bure, in die besigheid in die wêreld, voordat jy 'n woord sê, dat jy net sal sê, Heilige Gees, wat moet ek nou sê? Make room for the Holy Spirit in your life. Ek het 'n ander ou tannie, sy is so lief vir die Here, so kosbaar, sy sê altyd my ou hartjie, as ek in die môre opstaan, die eerste ding wat ek doen, ek sê, Here, plaas 'n wag voor my mond. Sy sê, en 11 uur as ek hom soek, is hy weg. As ek weer terug met die verkeerde goed. En dis hoekom ek vir u wil sê vanaand, die hemelvaart beteken die belangrikste, dat Jesus Christus Heilige Gees gestuur het vir my en vir jou, sodat ek en jy nooit weer alleen hoef te wees. Want die krisis is in die wêreld daar buite, ek en jy gryp na vals trosies. Broer, het jy vir my light? Ek soek 'n dop. Ek soek allerhande verkeerde goed. Want jy sien die vyand kom leens, hy kom en hy bring in elke waarheid bring hy 'n leuen, en dan gryp ek en jy na vals trosies. Wie wat hy goed werk nie. God sê, ek sal vir jou die ware troos gee. Laat jou Heilige Gees, as jy hartseer is, as jy verlang na geliefde, as jy deur 'n trauma gaan, as jy vanaand hier sit en jy het nie hoop nie, het ek vir jou goeie nuus. Heilige Gees is vanaand hier om vir jou hoop te bring. Al wat ek en jy moet doen, ek en jy moet net 'n lewenswyse aankweek, om te sê, make room for the Holy Spirit. Dat ek en jy nooit weer sal vergeet nie. Vir my is dit lekker op hierdie ouderdom, partykeer soek jy 'n sleutel, of soek jy iets wat jy 'n pen neergesit het, of waar is hierdie ding of hierdie ding. Wie wat doen ek? In steede om te begin soek en te kere te gaan sê, waar is my goed, doen ek net die volgende. Heilige Gees, u wat in my is, wat nou by my is, help my, herinner my gou. En elke keer net so, die oomblik as ek pause en rustig raak, en bewus raak van Heilige Gees saam met my, is my probleem opgelos. Ek wil u bemoedig, dat hemelvaart vir u is 2025, 'n bewus word van Heilige Gees, Jesus wat opgevaar het hemel toe, maar Heilige Gees wat afgekom het, en by my, in en by met elkeen van ons is. Dat u dit nooit sal vergeet nie. Wat is die volgende ding wat ons gaan sê vandag? Wat is die kosbaarheid wat hy gesê het? Wie wat is die so afwagting wat ons het? Wie wat hy daar het ons gelees, hy het 'n belofte gemaak, toe hy opgevaar het na die hemel, dat hy nie daar gaan bly nie, maar dat hy gaan terugkom. Hy gaan 'n tweede keer verskyn, en waarvoor gaan hy kom? Om sy kinders te kom haal.
Om wat te doen? Om vir ewig en ewig by hom en Vader te wees. En saam met Heilige Gees in die hemel. So hy het 'n belofte wat hy gaan terugkom. Dat ek en jy verwagting in ons hart het en sê, weet jy wat, dis nie die einde nie. Die hoop wat ek en jy sal nuwe hoop kry en sê, sjoe, daar's hoop vir my. Want hy gaan terugkom. Hy gaan vir ons terugkom, hy kom ons haal. Dis nie net 'n dooie God wat ek en jy bid wat nie lewe nie. Dis 'n lewende God wat gaan terugkom vir my en vir jou. Dis so pas spesiaal. En nou die laaste stuk wat ek oor wil praat. Al hierdie goed is so mooi, dis so lekker om dit te hoor, maar wat nou van my en jou? Wat nou hiervanaf verder? Wat se impak het dit vir my en vir jou? Wat se betekenis het dit vir my en jou? Wat is eintlik die ding wat saak maak? Nadat hy opgevaar het wat hy met sy disippels praat, en hierdie lê my so na in die hart, Matteus 28. Hoor net hierdie ongelooflike pragtige stuk wat hy sê in Matteus 28. En dis vir my en vir jou vanaand. Ons kan nou by hierdie goed stil staan. Maar as ons nie by hierdie deel kom, as ek en jy nie reageer op dit wat hemelvaart se betekenis vir ons is nie, dan bly dit leeg. Kyk wat sê hy hierso in Matteus 28. Hy sê heel laaste 2 versies. Hy sê vir elkeen van ons, hy gee vir ons so kosbare opdrag in die woord. Ek wil dit graag vir u lees. Matteus 28 sê hy, vers 19. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. En hoor hierheen, geliefdes, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hier kom hy en hy vertel vir die disippels en hy kom vanaand en hy sê vir ons al hierdie goed rondom die hemelvaart. Maar dan los hy ons, elkeen wat vanaand hier sit, met 'n opdrag. En hierdie opdrag is nie net vir die dominees en die pastore en die rabbies en die reverends nie. Dis vir elkeen van u wat vanaand hier sit. Die grootste deel in my lewe wat verander het toe my saak, toe ek Jesus aangeneem het as my persoonlike saligmaker en verlosser, en iets wat in my hart kom vassit is, ek kan nie ophou om vir mense te vertel van sy liefde nie. Ek kan nie ophou om vir mense te vertel, weet jy wat, het jy al jou lewe geskik om met God te ontmoet? Daar's daardie ou baie bekende Halleluja liedjie wat ek mee groot geword het. Sal ons gaan met leë hande, sal ek so my God ontmoet. Nie een siel gewen vir Jesus. Niks te offer aan sy voet. Vraag wat ek vir elkeen van u vra in liefde vanaand. Het jy al ooit vir iemand van Jesus se liefde vertel? Het jy al ooit die voorreg gehad om een mens na die Here Jesus toe te lei? En waar begin ons? Jy's in ons huisgesin. Ek wil vir elke papa, vir elke hoof van die huis, vir elke leier vra vanaand, is u saak met die Here reg? En die tweede vraag wat ek wil vra is u vrou en die kinders se lewens reg met God om met hom te ontmoet? As ek en my vrou by mensies kom wat 'n geliefde aan die dood afstaan, vir alles wat 'n ouer is, raai wat die eerste vraag vir die kinders jou vra? Ek wonder, waar is my papa vanaand? Ek wonder, waar is my mamma vanaand? Ek wonder, waar is my oupa of my ouma? Ek wonder, waar is my geliefdes? Wat jy sien, geliefdes, ons praat nie met mekaar oor dit nie. As ek vanaand vir u sou vra, wees u seker? Kosbare jong mense wat ons 'n pad mee loop, wat my vrou disipel. En die eerste kosbaarste ding is, hierdie jong mense by die Here uitkom. En sy's besig om hulle disipel, die eerste vraag wat hulle sê, Tannie, maar wat van my pa? My pa is woesend leeg. My pa is besig met alles wat verkeerd is. En dan huil sy, papa. Sê, Tannie, wat gaan ons doen dat my papa by die Here kan uitkom? So jy sien vanaand, geliefdes, die vraag, ek kan nie anders as om gehoorsaam te wees, as om vir u te vra vanaand, is u saak met die Here reg? Weet u vrou en u kinders, waar staan u? Mamas, weet jou papa
en die kinders. Kinders, weet jou ouers waar staan jou saak met die Here? Het jy al ooit in jou lewe met God versoen? Dalk is hierdie hemelvaart 2025 in Standerton dalk jou aand vanaand. Ek lees, ek hoor nou die dag iemand vertel in Hemingway, 'n skrywer, het in sy boek geskryf van 'n ware verhaal wat in Italië in 'n baie groot stad afgespeel het jare terug. Hierdie pappa en sy seun was totaal vervreemd, geen verhouding gehad, vir jare geen kontak gehad. En 'n aand soos hierdie het daai pappa sy saak met die Here reggemaak. En die volgende môre toe hy opstaan, toe het hy net een begeerte. Ek wil met my seun regmaak. Maar nou weet jy nie in hierdie groot stad, hy weet hy's in die stad, maar hy weet nie om hom in die hande te kry. Die seun se naam was Pecco. Maar hy kry toe die blink idee, het besluit, hy sê eind van die maand gaan ek op die plein, is 'n baie bekende gebou en 'n baie bekende plek voor die gebou. Ek sê hy, weet ek wil my seun daar ontmoet. Wat hy doen, hy begin pamflette te druk, kos hom baie geld, hy versprei pamflette en hy plak oralster op en hy versprei oralster in al die koerante. Hy sê Pecco. Hy skryf sy seun se naam in hoofletters, Pecco, ek, jou pappa. Maar hy sê geen naam nie, hy sê net ek jou pappa wil eind van die maand, so datum, 12:00 die dag, voor daai op die plein, voor daai bekende gebou, ek sê nou maar dis 'n spuitfonteintjie of wat, daar gaan ek vir jou wag, ek wil met jou ontmoet, ek wil bitter graag, sommer net met jou regmaak, of vir jou sê ek's lief vir jou, wat hy nog nooit vir hom gesê het nie. Hoe nader het gekom het aan die einde van hierdie tyd, hoe meer gespanne het die pa geraak, hy het nie geweet leef sy seun en het nie geweet of hy die boodskap gaan kry nie, en hy het nie geweet wat sy reaksie gaan wees nie, want hy het hom baie sleg behandel. En uiteindelik het die dag aangebreek. Die pa het hom reggemaak. Hy het beweeg na die plek toe. En hy was net voor 12 by hierdie spesifieke plek. In die volgende oomblik toe hy opkyk, toe daar 800 Peccos op. Wat hulle pappa soek. Daar 800 Peccos in die stad. Wat hulle pa soek en hoop dis hulle pa. Nie 'n verhouding het met hulle pa nie. Aangrypend. Aangrypend staan hy verstom. Hier staan 800 Peccos voor hom. Seuns wat soek na die liefde van 'n pa. Vanaand het God die Vader dalk 'n Standerton vir u uitgenooi om met u te versoen. Elke man, elke vrou, elke kind, elke jong mens, elke oupa en ouma, dalk hierdie afspraak gemaak. Gesê ek gaan julle hier by hierdie gebou kry. Wil jy nie hier na toe kom? Dat ek vir jou net kan vertel hoe lief is ek vir jou. Dat ek hierdie hemelvaart dag vir jou baie spesiale dag in jou lewe kan maak. Dat jy net naby my sal kom. En die liefdesverhouding sal herstel, want Jesus het gekom om te betaal vir alles en al wat hy verlang. Is net 'n verhouding met u. Vanaand sit daar dalk 'n Pecco in hierdie saal. Sê Here, ek het nodig. Net met my pa reg te maak. Sy liefde aan my bewys het. Sy seun Jesus laat opvaar het na die hemel, nadat hy alles kom regmaak het. Vir my en vir jou die Heilige Gees gestuur het. Dis dalk vanaand jou aand. Vir elke man en vrou wat hier sit. Ek maak klaar. Die verhaal wat ek gehoor het van hierdie seun, wat ook weggeloop het uit sy ouerhuis. Opperste rebel. Sy pa verag het en weggestap het, amper soos die verlore seun. Maar na baie jare het sy lewe verander en by die Here uitgekom, en hy het verlang om met sy pa reg te maak. Hierdie een sy omgedraai, die seun met die pa. Daar was ook die telefone daai tyd en hy skryf 'n brief, sy pa het op die spoorweeg gewerk, skofte. En nou huisie was so die treinspoor het so om 'n draai gegaan, dan het huisie daar op die hoek, op die draai was huisie met so 'n groot boom voor hom, dan die trein so in die lug, die spore so in die stasie ingegaan. En hy skryf ook 'n brief vir sy pa, hy sê pa, kom eind van die maand so en so dag en datum, so trein, kom ek huis toe. Ek wil net vir pa vertel wat met my gebeur het, my lewe het verander. Ek wil net met pa kom versoen. Hy het die brief gestuur
trein geklim, gery. Hoe nader hy aan die plek gekom het, hoe banger het hy geword, alleen in 'n kompartement gesit, die sweet het hom uitgeslaan. Hy sit nie daar alleen as jong man in sy kompartement, en hy weet nie, leef my pa nog, wil my pa my hê, wat is wat, maar hy het vir sy pa geskryf, ek het een versoek. Wil jy nie net in daardie groot boom voor ons huis net een wit vlaggie vasmaak, 'n vlaggie van vrede, dan as ek daar verby ry en ek sien die vlaggie, dan weet ek kan afklim op die stasie, papa's daar, papa wil my hê en dis alright. Hoe nader hy gekom het, het sy moed hom begewe, hy was lam gewees, hy wou nie in die paadjie staan om te kyk nie, toe kom die kaartjies ondersoeker, 'n ou man, en hy sê meneer jou kaartjie, en hy kry die idee, en hy vertel vir die ou man sy storie, die hele storie, wit vlaggie pa, alles, hy sê, wil u nie vir my grootguns doen, net daar in die paadjie, net staan en net kyk vir die boom, wit vlaggie. Hy sê, seker jong man, ek doen dit graag vir jou. En toe die trein so om die draai gaan, en hy gaan so die stasie in, staan hy oom in die deur, en die jongman kyk met sy laaste hoop op, en hy sê, oomie, is daar 'n wit vlaggie? Die oom kyk hom ernstig aan, en hy sê, nee boetman, daar is nie 'n wit vlaggie nie. Hierdie ou bars in trane uit. Hy laat sak sy kop en hy begin net om te ween. Hy besef hy het dit gemis. Dit is te laat. Die ou man sê, boetman, kan ek net klaar praat? Hy kyk so deur die trane op, hy sê, ja oom, wat is dit? Hy sê, ek wil weer vir jou sê, daardie boom, groot boom, hy sê, daar is nie 'n wit vlaggie nie. Die hele boom is vol wit vlag. Onder hierdie boom staan 'n ou man, jou papa, hy waai vir jou. Ek kom afklim. Sien God kom op Hemelvaart. Op 'n donderdag aand, 'n standaardton. En die papa onder die boom met respek is God die Vader. Vanaand vir my jou waai. Die boom het houtkruis geword. En die wit vlaggies is 'n teken van Jesus se bloed, wat vrede en hoop en versoening bring vir my en vir jou. Al wat hy wil hê is dat ek en jy op Hemelvaart dit jou eers sal maak en besef wat alles gebeur het, die aangrypende drama. Maar vanaand kom staan dit voor elkeen van ons. Hoekom? Want daar's 'n papa wat lief is vir my. Ongeag wat ons gedoen het of nie gedoen het nie. Hy wil met elkeen van ons versoen. En al wat nodig is 'n keuse. 'n Keuse om jou hand in sy hand te sit. Here, ek sien my raak, dis ek vanaand. Ek is soos Pekko, om my pa regmaak, of ek is soos hierdie seun wat met sy pa regmaak. Dis vanaand sy teenwoordigheid. Vir my en vir jou, omdat hy jou lief het. Vader, dankie vir Hemelvaart. Dankie vir 'n kosbare gemeenskap in Standaardton. Dankie Heilige Gees vir u teenwoordigheid. Dankie dat u nou van sitplek tot sitplek beweeg en vertoef by elke mens in hierdie saal. Dat u begeer om met elkeen van ons te versoen. U begeer soos 'n Pekko wat sy pa kom soek het. Of soos hierdie seun met sy papa by die boom met die wit vlaggies. Dat ons vanaand sal weet die hele boom is vol wit vlaggies. Onder die boom staan 'n Vader wat waai, wat sê, ek wil met jou verhouding herstel. Want Hemelvaart is 'n teken dat dit afgehandel is. Dat alles betaal is. Wat jy voor verkeerd gedoen het, alles is betaal. Al wat jy nodig het, is deur net jou hand in sy hand te sit. Geliefdes, en ek wil sommer sê, terwyl almal so oor toe is. As jy daar sit vanaand en die Here praat met jou dalk, dat jy sê, Here, hierdie is 'n mylpaal in my lewe. Kom ons vergeet die persoon agter jou, langs jou en voor jou. Wil jy nie net daar waar jy is vir die Here sê, steek net jou hand op en laat sak om dadelik. Sê, Here, dis ek vanaand. Dankie. Dankie. As hande wat opgaan. As baie hande wat opgaan. En daai blok hier in die middel. Hierso nog dankie. Dankie, Here. U sien die hande. U sien die harte wat vanaand vir u oopmaak, Here. Die kruisiging was nie verniet nie. Die opstanding was nie verniet en die Hemelvaart was nie verniet vanaand vir Standaardton nie. Dis manne en vroue wat vanaand erns wil maak
sodat hulle die wedergeboorte kan ervaar en met U in 'n liefdesverhouding kan wandel. Dankie, Here. En jy wat jou hand opgesteek het, dit vir een rede opgesteek is om vanaand die streep in die sand te trek en sê, Here, ek wil vanaand U aanneem as my persoonlike saligmaker, U verlosser. Ek wil 'n laaste kans gee as daar nog iemand is wat dalk hier sit wat sê ek het nog nie my hand opgesteek nie. Jy weet vanaand die Here praat met jou. Dankie. Dankie. Daar's baie hande wat tog opgaan. Dankie. Dit vat guts. Dit vat guts. Geluk vir elkeen. Nou, dankie. Dankie, Here. U sien die hande. Dankie. Dankie, Here, dat hierdie aand vir U wonderlik is. Dankie, Here. 'n Laaste kans, dalk is daar net nog een. Dit is nie haastig nie. Ons is klaar. Dankie, daar gaan nog 'n hand op. Sjoe. As jy vanaand jou hand opgesteek het, Here, daar het soveel hande opgegaan. Ja, Here, ek voel so klein. Ek is so afhanklik van U. Here, dat U vanaand kom en elkeen wat sy hand opgesteek het, net daar saggies in jou hart saam met my sal bid, sê, Here, ek besef vanaand, ek is 'n sondaar. Ek kan myself nie red nie. Maar ek glo dat Jesus vir al my sondes en my ongeregtighede die kruis betaal het. U het nooit getel hoeveel keer ek geval het nie. Vir U is vanaand die belangrikste is dat ek opstaan. En met U kan wandel in liefdesverhouding. Here, ek het 'n berou oor my sonde, ek is jammer. Maar ek vat in geloof vanaand dat Jesus daarvoor betaal het. Dankie dat U my nou vergewe. Ek vra om vergifnis. Maar ek vra nie net om vergifnis nie, Here. Ek neem ook my vergifnis aan. Dat U vanaand alles uitwis wat tussen my en U was. Dankie, Here, dat U kom heel maak vanaand. En as jy dan nou so voor die Here gestaan het in geloof, kan jy nou in opregtheid sê, Here, hier is ek. Vat my. Dat U Gees in my kom woning maak. Ek vanaand U kind word. Dat ek vanaand weergebore word. Dat ek vanaand U aanneem as my persoonlike saligmaker en verlosser. Ek vanaand met U versoen is. Omdat U vir my baie lief is. En as jy jou hand opgesteek het, daar waar jy sit, kan jy nou net saggies sê, Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, vir hierdie mylpaal. Hierdie aand het hemelvaart vir my 'n werklikheid geword. Jesus se sterwe en opstaan het vir my 'n werklikheid geword. Ek kan van vandag af gaan wandel in 'n liefdesverhouding met 'n lewende God. Amen. Dankie, Here, dat ons vir U die eer kom gee. Ek hou die ryker uit na U toe, die eer vir die werk wat U kom doen het. In my lewe en in elkeen van ons se lewens. Dankie, Here, dat U sê in die skrif dat daar 'n engeleskar juig in die hemel vir een mens, een siel wat gered word. Een mens wat by U uitkom. Here, dat daar vanaand, net soos hierdie koor hiervoor, hierdie pragtige koor wat soos engele sing, hierdie pragtige kindertjies, dat daar vanaand ook 'n koor in die hemel is, wat juig oor elke persoon wat land opgesteek het. En met erns en geloof vanaand, hulle saak met U reggemaak. Ek eer U daarvoor. Here, ons gee vir U die eer vir die aand, en bid, Here, dat U die res in die rigtinge seën, en dat U elkeen van ons veilig lei. Here, dat ons sal weet, moet ons weet, hierdie is die dag in my lewe wat ek die streep getrek het. En Here, as ons lankal die streep getrek het, lankal by U uitgekom het, dat ons as geliefdes met mekaar sal praat oor dit, mekaar sal vertel van dit, sodat ons eendag vir ewig en ewig saam met U kan wees. Want U gaan vir ons 'n plek te berei, nou kom U ons haal, en dat ons bewus sal wees van die Heilige Gees wat altyd by ons. In Jesus naam.